Nou, goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat hy vir ons deur nog 'n donker nag gedra het. Ons dank hom dat ons die voorreg het om vanmôre sy woord met u te kan deel. Die innige gebed van my hart is dat die Here vir my wysheid sal gee in die verstaan van sy woord, in die oordra van sy woord, en vir u ook wat moet luister, dat u met daardie nodige ontsag sal luister en die gebed sal uitspreek. Spreek Here, want u dienskneg en u diensmag luister. U moet altyd onthou dat ons as leraars kan die woord tot by die oor van die mens bring. U kan my woorde hoor en u kan die verklaring uit die woord hoor, maar u gebed moet altyd bly dat die Heilige Gees die waarheid van die woord in u hart sal indra, sodat dit vrug kan dra vir die meester 30, 60, ja 100voudig tot sy eer. Nou vriende, ek gaan, as die Here my spaar, môre en dan donderdag en Vrydag so 'n bietjie met u praat oor die gebeure van die afgelope tyd, die geweldige inval daar by Israel, en dan die nuusberigte, wat mense sê, is dit vervulling van profeseë, wanneer kom die Here? Is dit nie laaste styftrekking voor die Here dan die bassein gaan blaas nie? Daar is baie spekulasies, daar is baie mense wat vra rondom dit, daar's baie vreesagtigheid, daar's baie onsekerheid, en gaan ek poog om vir u uit die skrif te begelei. Ek gaan nie sensasionele aankondigings maak nie, ek gaan nie vir u dinge sê wat die skrif nie vir ons leer nie. Ek gaan u stelselmatig begelei uit die woord in 'n paar kort boodskapies rondom die gedagte van wat die Here vir ons sê, wat sal gebeur vlak voor sy wederkoms. Ek weet daar is geweldig baie predikers wat oor hierdie goed preek, en ek moet vir u sê, ek luister na van hulle, en die meeste van hulle is sensasie georiënteerd. Meeste van hulle wil vrees aanblaas, meeste van hulle maak uitlatings wat hulle nie kan van seker wees nie. Hulle probeer soos profete wees in die Ou Testament wat namens God praat oor wat God vir hulle gesê het, en God het nooit gesê nie. Wat ons gaan doen, ons gaan na die realiteit kyk wat nou tans in Israel en eintlik wêreldwyd aan die gang is, met al die natuurrampe en alles. Ons gaan teruggaan na die skrif toe, wat die Here vir ons sê, net voor hy opgevaar het hemel toe, en wat hy vir ons gesê het, wat sal gebeur, en dan ook wat ons moet doen, as ons hierdie dinge sien gebeur. So daarom bid vir my, ek bid vir u dat die Here vir ons wysheid sal gee. Nou vanmôre gaan ons stil staan by Spreuke 10 vers 26, en u sal sien die volgende woorde staan daar, en ek lees net vir u, daar staan, soos asyn vir die tande, en soos rook vir die oë, so is die luiaard vir die wat hom stuur. Nou vriende, is baie interessant dat die Bybel so baie maak van die luiaards aan die een kant teenoor die eer wat ons daarin moet stel om met ons eie hande te werk. Nou vriende, as ons gaan kyk, ons het alreeds daarin Spreuke 6 vanaf vers 6 tot en met vers 11 bietjie gepraat oor die luiaard wat na die muur toe moet gaan en wys word. Die luiaard wat op sy bed lê en hy draai rond en hy vou sy hande in die oestyd en die armoede kom oor hom. En ek het 'n bietjie met u daaroor gepraat en vir u gesê, dit is belangrik om te sien dat luiheid is 'n sonde. Hoor dat ek vir u sê, om lui te wees is 'n sonde. In die eerste plek is dit 'n sonde teenoor die God wat ons geskaap het, want die Bybel sê vir ons, hy het ons geskaap met die opdrag om hierdie aarde te bewoon, te bewerk en te bewaar. Vriende, dit is verseker ook tot nadeel van die individu, want u sien, die Here het vir ons die nodige krag en energie gegee om te kan werk, en as daar nie iets fisies fout met my is nie, moet ek my eer daarin stel om met my eie hande te werk. Dis tot nadeel van die land en die ekonomie. Gaan lees die skrif, baie duidelik sê die Here vir ons, dit is tot nadeel van jou samelewing, van jou familie, van jou vriende, dit verarm jou, dit bring soveel hartseer, dat ons vanmôre net weer eens moet kyk na hierdie saak, en ons gaan dit bespreek onder die tema van asynrook en dan die luiaard. Nou vriende, ons almal ken die reuk van asyn wanneer ons dit oor skyfies gooi. Nou kom ons praat maar eenvoudige Afrikaans, wanneer ons dit oor slapchips gooi. Nou daar word vertel dat as mense in die gevangenis besluit om te staak, ten einde dood te gaan, dan gewoonlik wat hulle doen is so 40, 45 dae wat hulle geen kos eet nie, en so begin hulle al hoe meer maarder word en kragte neem af en dan sterf hulle. Nou wat hierdie ouens agtergekom het is, wanneer jy hierdie mense wil laat honger word en hulle eintlik laat dryf na voedsel, dan bring hulle 'n pakkie skyfies in, of slapchips soos ons dit noem. En daardie reuk van die sout en die asyn is so geweldig, dat hierdie mense onmiddellik begin soek na kos. Nou ons almal weet, as ons hierdie reuk kry van hierdie skyfies, hoe lus raak ons om dit te eet. Maar nie een van ons sal vir ons 'n glas asyn ingooi en dit apart drink nie. Waarom nie? Want die Bybel sê vir ons baie duidelik in hierdie gedeelte, dat asyn vir die tande, vriende, maak dit amper stom. Dis 'n snaakse gevoel in jou mond as jy asyn alleen neem.
Saam met skyfies baie lekker, alleen verseker nie lekker nie. Ons dink aan rook. Wanneer ons 'n braaivleisvuur aansteek en as jy by 'n vakansieplek is en jy kry daar die reuk van die braaivleisvure wat brand en dan geniet jy sommer die vakansie. Jy voel maar dis lekker om hier te wees. Maar rook in jou oë is 'n hele ander saak. Dink by jouself as jy by 'n veldbrand staan en daar die rook kom van alle kante en jy word amper oorweldig deur daardie rook, hoe jy stik en jou oë brand en dit voel nie lekker nie. Die Bybel sê vir ons is presies dieselfde hoe 'n luiaard is. 'n Luiaard is soos asyn wat iemand drink en dis soos rook wat in jou oë kom as jy iemand in diens neem wat 'n luiaard is. Iemand wat nie doen wat jy vir hom sê om te doen nie. Een wat nie die taak uitvoer wat jy hom dan gee om ten uitvoer te bring nie. Nou vriende, die Bybel is baie duidelik daaroor dat ons as kinders van die Here moet anders wees as die wêreldling. Kyk maar na Suid-Afrika. Suid-Afrika word lam gelê deur stakings, deur mense wat werk het, maar hulle wil nie hulle werk doen nie. Hulle is net eenvoudig te lui, baie keer onbevoeg en onbekwaam. En kom ons praat met mekaar die waarheid. En wanneer hulle nie hulle sin kry nie, staak hulle. Hulle wil nie werk nie, hulle wil alles afbreek, hulle wil alles afbrand, hulle vereis meer salaris, hulle vereis verskillende dinge. En dis die hartseer tendens wat in Suid-Afrika aan die gang is en wat hierdie land amper in die grond indryf. En ongelukkig het baie kinders van die Here op hierdie wa geklim. Die Engelsman praat van die bandwagon en ons wil dieselfde gesindheid begin handhaaf. Ek praat eendag met 'n ouetjie wat in een van my gemeentes was en hy sê vir my hy's die werk se shop steward en hulle het 'n staking gereël om die werkgewer te dwing om hulle meer salaris te gee sover ek kan onthou. En ek sê vir hom, luister, as jy bely jy's 'n kind van die Here, mag jy jouself nie in hierdie goed inlaat nie. En ek het net op begin praat daaroor, want jy sien, vriende, die Bybel is baie duidelik daaroor in Efesiërs die 6de hoofstuk. En ek lees gou vir u wat staan daar, want God se woord is die kind van God se barometer. Hoor wat staan daar? Daar staan in die 5de vers van Efesiërs 6, diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees, met vrees en bewing in opregtheid van julle hart soos aan Christus. Nie met oediens, soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen, en met goedwilligheid die Here dien en nie mense nie, omdat julle weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy 'n slaaf of 'n vryman is. Nou hoor ek baie mense sê, man, luister, ek is nie 'n slaaf vir my baas nie, en ek het nie gesê jy is 'n slaaf nie. Wat ek net eenvoudig sê is, die oomblik as jy in 'n ooreenkoms gaan met 'n eienaar, en jy sê vir hierdie werkgewer, ek sal die werknemer wees, ek sal die werk ten uitvoer bring wat jy vir my kontrak skryf, en jy doen dit nie, dan kan jy nie verwag om 'n loon of 'n salaris te kry daarvoor nie. En as jy nie later tevrede is met die werksomstandighede of die geld nie, dan het jy die verantwoordelikheid om ander werk te gaan soek. Jy sien, die probleem in ons tyd is dat die werknemer die werkgewer begin oorheers en daarom word Suid-Afrika lam gelê sodat ons ekonomie gebuk gaan onder hierdie juk van mense wat werke het, hulle wil nie werk nie, hulle staak en daar die een na die ander fabriek vou, een na die ander besigheid vou, dienslewering is swak en ons almal ly daaronder. Wat moet ons gesindheid wees, vriende? Ons gesindheid as kinders van die Here moet in die eerste plek wees, as ek 'n werk het en ek kry 'n opdrag van my werkgewer, dan doen ek dit binne die raamwerk van die wet. As hy vir my iets sê om te doen wat teen die wet is, ja, kan ek Bybels opstaan en op 'n Bybelse, verantwoordbare, eerlike manier vir hom sê, meneer, ek kan dit nie doen nie. Maar as jy 'n werk het, vriende, moenie lui wees nie. Moenie jou tyd by die werk verspeel nie. Moenie staak nie. Moenie op die einde van die dag jou taak onafgehandel laat nie. Moenie halfhartige werk doen nie. Moenie lui wees nie. Moenie die werk se toerusting en al die goed gebruik vir jou eie voordeel nie. Moenie die werkgewer dreig met een of ander staking of met een of ander iets wat jy gaan doen as hy nie doen wat jy vir hom sê en ander mense opsteek om saam met jou te staan nie. Die Bybel sê vir ons, vriende, die oomblik wanneer ons dit doen, is ons soos hierdie asyn in die mond van 'n persoon en soos rook in die oë van 'n ander een. Waarom? Want God gee vir ons spesifieke opdragte. En daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik dat ons die verantwoordelikheid het om ons werk te doen asof ons dit vir die Here doen. Want ons gaan eendag regverdige vergelding van die Here ontvang. Jou werkgewer is miskien vanmôre nie 'n regverdige man nie. Miskien is dit nie 'n regverdige vrou nie. Miskien is daar iemand in die posisie geplaas wat jy moes gekry het. Dan is dit ongeag, vriende, van wat jy beleef, moet jy vir die Here genade vra, dat jou lig so sal skyn voor die mense, dat hulle jou goeie werke kan sien, en jou Vader in die hemel verheerlik.
Onthou, die Here het tog nooit gesê alles gaan vir ons goed en reg verloop nie. Daar is nie iets soos alles loop reg, altyd reg te jota in die lewe van 'n kind van die Here nie. Jy weet mos daar die advertensie wat so gesê het. Dit beteken nie dat 'n kind van die Here net heeltyd die wind van voor gaan kry nie. Die Here sê as dit nodig is, weeg hy soms vir ons stryd af. Maar wanneer jy by jou werksplek een of ander probleem dan in die oë staar, het jy nodig om Bybels op te tree, met die werkgewer te gaan praat, miskien met jou direkte hoof te gaan praat, as daar miskien 'n probleem is, dit te probeer uitsorteer op 'n Bybelse manier, maar die oomblik as jy nie 'n antwoord kry wat jou welgeval nie, moet jy een van twee dinge doen. Of jy onderwerp aan die gesag en jou werk doen van harte asof vir die Here, nie lui wees nie, nie op die einde van die dag take onafgehandel laat of een of ander halfhartige poging aanwend nie. Maar jy moet met volle ywer die werk doen asof vir die Here. Of aan die ander kant, moet jy bedank en jy moet vir jou ander betrekking gaan soek. En dis miskien wat ons in hierdie gedeelte raak sien. Want as die Bybel praat van 'n leiaard, is 'n leiaard iemand, vriende, wat in 'n bepaalde posisie is. Die Bybel sê vir ons, hy kry 'n opdrag, hy staan, soos die leiaard vir die wat hom stuur. Hy kry 'n opdrag op die einde van die dag om 'n werk te gaan doen, en hy doen dit nie, omdat daar iets in sy hart broei. En daarom wil ek jou vra, moenie asyn in die mond van jou werkgewer wees, of moenie rook in die oë van jou werkgewer wees nie. Maar wees 'n skynende lig in hierdie donker wêreld. Wees sout van die aarde, gee smaak waar jy is. In die werksplek moet jy die gesindheid van 'n Nehemia openbaar. En wat was die gesindheid van Nehemia? Kom ek lees gou vir u. Dit was my so mooi toe ek dit lees. Daar in Nehemia 2 vers 1, u sal onthou, hy was dan ook by die koning gewees, en hy het die koning se wyn aan hom gegee. Dit het die koning gedrink het. Nehemia moes dit eers geproe het om te kyk of dit nie vergiftig was nie, en dan aan die koning gegee. En hy het jare vir hierdie koning gewerk. En die Bybel sê vir ons in hoofstuk 2 vers 1, en in die maand Nisan van die 20ste jaar van koning Artasasta, toe daar wyn voor hom was, het ek die wyn opgehef en aan die koning gegee, en omdat ek nooit voor hom bedroef was nie, het die koning my gevra, waarom is jou aangesig so bedroef? Jy's tog nie siek nie? Dis niks anders as hartseer nie. En ek het bevrees geword. Wat vir my so mooi was hierso, is dat Nehemia jare lank vir die koning gewerk het. En die dag toe hy bedroef was voor die koning, het die koning het onmiddellik gesien en hy het onmiddellik besef, daar's iets fout by Nehemia. En die fout was nie dat hy siek was nie, maar later het ons gehoor, omdat hy getreur het oor sy volk wat in hierdie absolute elende geleef het. So wat wil ek vir u sê deur die lewe van Nehemia? Wees daar die man, wees daar die vrou, wees daar die werknemer, wat so gesindheid openbaar by die werksplek, dat jou werkgewer nie anders kan wees as om trots te wees op jou. En al glo hy nie in God nie, God kan dank vir 'n goeie werker soos jy. Ek het eendag 'n groot plakkaat gesien in 'n postnet, nie ver van ons af nie. En daar het gestaan, die beste werknemer ooit. Dit was my so mooi gewees. Hierdie vrou het haar werk met oorgawe gedoen, en haar werkgewer het gesê, dis die beste een wat ek nog ooit in diens geneem het. Sal daai plakkaat bo my en jou gehang kan word, is ons die mense wat ons beste gee, in eerste plek vir die Here, maar ook vir die mense wat ons aangestel het. Mag die Here ons wysheid gee, dat ons nie as sein en rook sal wees nie, maar dat ons 'n man en 'n vrou, seun en dogter sal wees, wat ons beste sal gee, omdat ons die Here liefhet en hom dien as die een wat ons eendag gaan beloon. Seën vir u, groete, mooi dag, tada.